Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, my rots en my verlosser. Heilige Gees, neem u die leiding. Geliefde luisteraar, man en vrou van God, prins en prinses van Jahwe. In die lig van die titaniese oorlogsaanvalle tans besig om te gebeur, Israel, Amerika en Iran, bring ek vir u vanoggend 'n sogenaamde vredesplan. My tema, die 7-punt Gaza vredesplan, Daniël se profesie en God se 7 tekens in Openbaring. Ek hou vir u voor uit Daniël 9 vers 26 en 27, uit die kosbare woord van God, die Bybel. Shema Gadol Elohai, how great is our Lord. En na die 62 7-talle sal 'n gesalte uitgeroei word, maar sonder iets vir hom, en die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes. Maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoesting. En hy sal 1 week lank met 'n baie sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat opbou. En op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde toe. Ons lees dan tot sover uit Daniël 9 vers 26 en 27. Geliefde luisteraar, die Gaza vredesplan, amptelik die omvattende plan om die Gaza-konflik te beëindig, is 'n multilaterale ooreenkoms tussen Israel en Hamas, wat daarop gemik is om die voortdurende Gaza-oorlog en die breër Midde-Ooste krisis aan te spreek. Onder leiding van die Amerikaanse president Donald Trump is dit 'n oorlog met baie Arabiese en moslemlande onderhandel. Die plan is op 29 September 2025 deur Trump aangekondig tydens 'n perskonferensie in die Withuis, saam met die Israelitiese premier Benjamin Netanyahu. Dis op 9 Oktober onderteken en het die volgende dag in werking getree, en is op 17 November deur die Veiligheidsraad van die Verenigde Nasies onderskryf. Na die Israelitiese onttrekking van die Gaza-strook in 2005, het Hamas verkieslik in 2006 gewen en 'n regering gevorm. Eers alleen en toe in 'n groot koalisie met Fatah, maar later Gaza in 2007 oorgeneem. Sedertdien het herhaalde botsings met Israel 'n groot konflikte geeskaleer, wat geakkumuleer het in die aanvalle van 7 Oktober deur Hamas in 2023, wat 'n grootskaalse Israeliese militêre veldtog tot 'n volksmoord in Gaza veroorsaak het. Tussentydse wapenstilstand en laat 2023 en vroeg 25 het ineengestort. Die Gaza vredesplan vra vir 'n onmiddellike wapenstilstand, die terugkeer van alle gijslaars, gevangene uitruilings en demilitarisering van die Gaza-strook,
die ontplooiing van die internasionale stabiliseringsmag, oorgangsregering deur Palestynë, 'n tegnokrate onder internasionale toesig, grootskaalse heropbou en 'n voorwaardelike pad na aanvaarding van Palestynse selfbeskikking en erkenning van Palestynse staatskap. Die plan is met steun van ontvang. Op 8 Oktober het Trump aangekondig dat Israel en Hamas 'n ooreenkoms bereik het om die eerste fase van die ooreenkoms te begin. Ingevolge hierdie fase sou alle lewende gijslaers vrygelaat word, in ruil vir 2000 Palestynse gevangenes, insluitend 250 wat lewenslange vonnisse uitdien binne 72 uur na die onttrekking van Israeliese magte na vooraf bepaalde lyne binne die Gaza-strook. Die wapenstilstand het op 10 Oktober in werking getree. Hoewel daar sedertdien talle aanvalle was, insluitend die doodmaak van 442 Palestynë deur Israel, die aanvang van die tweede fase van die plan is op 14 Januarie 2026 deur Amerikaanse spesiale gestand Steve Witkoff aangekondig. Kom ons kyk nou, wat is die vredesplan van Gaza? Die Gaza vredesplan vra vir onmiddellike wapenstilstand, die terugkeer van alle gijslaers, gevangenes uitruiling, die demilitarisering van die Gaza-strook, die ontplooiing van die internasionale stabiliseringsmag, oorgangsregering deur Palestynse tegnokrate onder internasionale toesig, grootskaalse heropbou. Die voorstel is in 3 fases verdeel, elke 42 dae 7 weke lank. Die doelwitte daarvan was die vrylating van alle Israeliese gevangenes, en dit nou burgerlik of militêr lewendig of oorlede was, die vrylating van 'n aantal Palestynse gevangenes, die terugkeer van volhoubare kalmte en die einde van Israeliese besettings en beleg van die Gaza-strook. Die Here sê, Gaza het keer op keer gesondig, en ek sal dit nie vergeet nie. Ek sal haar nie meer ongestraf laat nie, want sy het my volk in ballingskap gestuur en hulle as slawe in Edom verkoop. Daarom sal ek die mure van Gaza aan die brand steek, en al haar vestings sal verwoes word. Ek sal die mense van Asdod doodmaak, en Ekron en die koning van Askelon vernietig. Al die Filistyne wat oorbly, sal omkom. Die Here het gespreek. Die beeld vertoon 'n gedeelte uit die Bybel, boek Amos, spesifieke verse 6 en 7 van hoofstuk 1. Gaza se sonde. Die Here verklaar dat Gaza herhaaldelik gesondig het, oor en oor, of vir 3 oortredings, selfs vir 4, en straf sal in die gesig staan. Spesifieke oortreding. Die primêre sonde wat genoem word, is die ballingskap en verkoop van mense as slawe aan Edom. Gevolglik beloof God om vuur op die mure en forte van Gaza te stuur, wat tot hulle vernietiging sal lei. Breër oordeel. Die oordeel strek na ander Filistyne stede, Ashdod, Ekron, Askelon, met alle oorblywende Filistyne wat vergaan. Die gedeelte sluit af deur te sê dat dit verklaarde woorde van die Here is. Hier sien ons alreeds in die Ou Testament hoe God Gaza straf en sê dat hulle sal nooit vergewe word nie, die sondes wat hulle gedoen het.
Sleutelbesonderhede uit Amos 1 vers 6 tot 7 wat ons gelees het. Die sondes oor 3 oortredings van Gaza, ja oor 4, sal ek die straf nie herroep nie, omdat hulle 'n hele volk in ballingskap weggevoer het, om hulle aan Edom oor te lewer. Die straf, ek sal 'n vuur slinger teen die muur van Gaza, en dit sal sy vesting verteer. Die konteks, dit is deel van die reeks profeseë teen die nasies rondom Israel, wat fokus op misdade teen die mensdom en verbondsverbreking met die frase 3 en oor 4, wat aandui dat die maat van sondes volledig is. Amos 1 vers 6 tot 7 teken God se oordeel teen Gaza aan, omdat hulle gevange verslaafde bevolkings aan Edom verkoop het. As gevolg van hierdie en ander herhaalde oortredings, verklaar God dat hy nie hulle straf sal herroep nie, maar vuur sal stuur om die mure en vestings van Gaza te verteer. Ek hou vir u voor uit die Bybel, Amos 1 vers 6 tot 7. So sê die Here oor die oortredinge van Gaza. Ja, oor 4 sal ek dit nie afwend nie, omdat hulle 'n ganse bevolking in ballingskap weggevoer het, om dit aan Edom uit te lewer. Daarom sal ek 'n vuur slinger in die muur van Gaza, en dit sal sy paleis verteer. Die Bybel noem Gaza gereeld en beklemtoon dit tipies as 'n Filistynse vesting en 'n vyand van Israel, onderhewig aan goddelike oordeel vir sy vyhandigheid. Bybelse profeseë voorspel dikwels die vernietiging van Gaza se kusstede, met sommige interpretasies wat daarop dui dat dit verlaat of hergebruik sal word vir die oorblyfsels van die huis van Juda. Die historiese konteks, Gaza was oorspronklik deel van die land wat aan die stam van Juda toegeken is, Josua 15 vers 47. Maar Israel het nie daarin geslaag om die inwoners ten volle te verwyder nie. Die profetiese oordeel, profete soos Amos in 1 vers 6 tot 8, Sefanja 2 vers 4 tot 7 en Jeremia 47 vers 4 tot 7 het vernietiging en oordeel oor Gaza voorspel vir sy geweld, wraak en afgoderry. Wat is die geestelike perspektief hieraan? Sommige interpretasies beskou die voortdurende konflik as 'n voorsetting van 'n antieke geestelike stryd en argumenteer vir gebed vir die redding van die mense in Gaza te midde van oordeel. Dit is belangrik om daarop te let dat interpretasie rakende hoe hierdie antieke profeseë op hedendaagse Gaza van toepassing is, aansienlik tussen geleerdes en gelowiges verskil. Belangrike geestelike filosofie, 'n nuwe teologie uit die pyn. Kenners stel voor dat blywende vrede en belaaide hoopvolle en skynbaar onmoontlike nuwe teologie vereis dat uit die vernietiging gebore is, eerder as net ekonomiese of politieke oplossings. Intergeloofsdialoog en geleerde menslikheid, die planne soos wat deur godsdienste vir vrede bespreek word, beklemtoon die gebruik van kollektiewe gebed en 'n intergodsdienstige dialoog om genesing te bevorder en verder as binêre konflik na gedeelde bestemming te beweeg. Geregtigheid en morele verantwoordelikheid.
Geestelike, godsdienstige en humanitêre groepe beklemtoon die behoefte dat die vredesproses die morele imperatief van die beëindiging van lyding aanspreek en menslike welstand verseker. Teologiese uitdagings vir grondbesit, besprekings rondom die plan raak soms Bybelse beloftes en die teologiese betekenis van die grond aan, soos opgemerk in perspektiewe rakende die Abrahamitiese verbonde. Herbou van menslike gees. Benewens fisiese rekonstruksie is daar 'n fokus op herbou van Gaza se gees deur plaaslike gemeenskapsdeelname aan die vredesproses te bemagtig en die diep trauma van gesinne aan beide kante aan te spreek. Die sukses van hierdie inisiatiewe berus op die verskywing van 'n siklus van oorlogvoering na 'n gedeelde bestemming wat 'n verbintenis tot geregtigheid, versoening en die soms moeilike werk van geestelike diplomatisiese noodsaak. Wat sê die Bybelse konteks van Gaza? Historiese erfenis. Gaza was deel van die land wat aan die stam van Juda toegeken is. Josua 13 vers 3, Rigters 1 vers 18. En ingesluit in die land wat aan Abraham beloof is. Profetiese oordeel, Ou Testamentiese profete, insluitende Jeremia 47, Amos 1 en Sefanja 2, het oordeel uitgespreek oor die Filistyne en hulle stede, Gaza, Askelon. Voortdurende konflik. Gaza word dikwels in profesie geïnterpreteer as 'n volgehoue teenstander met moderne, intense konflikte wat 'n parallelle trek met hierdie antieke tekste. Wat is die profetiese boodskappe oor die moderne Gaza vredesplanne? Baie profetiese perspektiewe voer aan dat blywende mensgemaakte vrede in die Midde-Ooste onwaarskynlik is voor die wederkoms van Jesus Christus. Ek sê weer, baie profetiese perspektiewe voer aan dat 'n blywende mensgemaakte vrede in die Midde-Ooste onwaarskynlik is voor die wederkoms van Jesus Christus. Soos die Bybel voorstel, dat wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval skielik vernietiging hulle. 1 Tessalonisense 5 vers 3. Ek hou vir u voor 1 Tessalonisense. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood in 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Die skoonmaak, analogie, sommige wat huidige militêre optrede waarneem, vergelyk die doelwit om militante uit te skakel. Die valse vrede perspektief, sommige interpretasies verwys na Daniël 9 vers 27, dui daarop dat 'n toekomstige vredesverbond wat deur 'n leier dikwels geïdentifiseer as die anti-kris bemiddel word, 'n tydelike misleidende vrede vir Israel sal bring voordat dit verbreek word. Hierdie teks is verskriklik belangrik, geliefde luisteraar, man en vrou van God. Ek lees hom weer, die vals vrede perspektief, sommige interpretasies verwys na Daniël 9 vers 27, dui daarop dat 'n toekomstige vredesverbond wat deur 'n leier dikwels geïdentifiseer word as die anti-kris bemiddel word, 'n tydelike misleidende vrede vir Israel sal bring voordat dit verbreek word. Verskywing na Judeese beheer, profetiese tekste, soos Sefanja 2 vers 4-7, word soms geïnterpreteer asof dit daarop dui dat Gaza uiteindelik verlate, verwoes en uiteindelik die besitting van die oorblyfsels van die huis van Juda sal word.
Die Gog en Magog belyning. Huidige Midde-Ooste alliansies, Iran, Hamas, Turkye, word beskou as in lyn met die Gog en die Magog alliansie, wat in Esegiel 38:39 beskryf word, wat daarop dui dat konflikte kan eskaleer tot 7 tot 4 groot streeksoorlog voor 'n bonatuurlike oplossing, Messiaans. Oproep tot gebed. 'n Algemene profetiese boodskap is om nie op politieke vredesooreenkomste te vertrou nie, maar om te bid vir vrede van Jerusalem. Psalm 122 vers 6. Ek lees vir u. Bid om die vrede van Jerusalem. Mag hulle wat jou liefhet rustig lewe, en op die terugkeer van die vredevors te verwag, wat vrede sal vestig volgens goddelike geregtigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, man en vrou van God, ek sluit af. Wat sê die Bybel oor die 7-jarige vredesverdrag? Daniël 9 vers 27, volgens Joshua se eindtydse verduideliking, bevestig dat daar 'n derde Joodse tempel in die laaste dae en 'n 7 jaar vredesverbond sal wees, wat waarskynlik deur die anti-messias teweeggebring sal word. Nie die valse profeet nie, die dier vir 1 week, 7 jaar, 'n verbond met Israel sluit. Hierdie periode wat die verdrukking genoem word, begin met 'n valse vrede. Wat is die 7 tekens in Openbaringe? 1. Die vrou bekleed met die son, Openbaringe 12 vers 1, die groot teken. Die groot rooi draak, Satan. Die tekens wat deur die landdier met horings soos 'n lam gedoen word. Die landdier wie se krag van die seedier kom. Die 7 engele dienaars met 7 bekers vol pla. Die tekens van die geeste van demone. Die tekens van die valse profete. Ons tema was punt, Gaza vredesplan, Daniël se profesie, God se 7 tekens in Openbaringe. 1 Tessalonisense 5 vers 3, wat ek in die voorgehou het. Psalm 122 vers 6. En laastens, Sefanja 2 vers 4 tot 7. Want Gaza sal verlate wees en Askelon tot verwoesting. Asdod sal op die helder middag verdryf word en Ekron sal ontwortel word. Wee die inwoners van die kusstreek, die nasies van Kreteërs. Die woord van die Here is teen julle, Kanaan land van die Filistyne. Ek verdelg jou, sodat daar niemand meer woon nie. En die kusstreek van die sal weiplekke met pitte wees, en vir herders en krale vir kleinvee. En dit sal wees 'n deel van die oorblyfsels van die huis van Juda. Geliefde in ons Here Jesus Christus, prins en prinses van Elohim. Ja, hierdie is tekens van die tye, maar nog nie die finale nie. Oorlog sal daar wees, maar die oorlog van God is nog op pad, sal nog gebeur. Hierdie is die voorloper daarvan, wat nou in Iran, Israel, Amerika gebeur, nog deel. Die valse profeet moet nog kom. Die antichrist is aan die beweeg. Die Illuminati is aan die beweeg. Mag ons altyd voorberei deur die gebed, die woord van God, die ruach asem, die profetiese skrifte, die beloftes, ons altyd gehoorsaam en getrou sal bly, en nie vrees nie,
want God is met ons. Shema Gadol Elohai. How great is our Lord. Ons sluit ons oë in gebed voor Yahweh Elohim. Hemelse Vader, dankie vir die profesie in Daniël, wat u uiteindelike beheer oor die geskiedenis en die komende eindgebeure openbaar. Here, terwyl ek van die komende verwoesting lees, bid ek dat u mense sal versterk om getrou te bly gedurende moeilike tye. Ek vra vir 'n hart om evangelie te deel, wetende dat tyd kort is en dat u alle dinge tot 'n einde bring vir u eer. Beskerm u heiligdom en u mense en bring u ewige geregtigheid in soos beloof in Jesus se naam. Kom Here Jesus, kom gou. U kinders wag op u getrou. Amen en amen.